Dis so lekker om weer saam met julle te kan kuier. Hoe gaan dit vanmôre? Ons is by Thomas vanoggend en dit is die tradisie van Paasfees en Paastyd op. Ons het lydingstyd en dan het ons Goeie Vrydag en dan het ons Stil Saterdag. Dan het ons Opstandingssondag met alles wat daar bymekaar kom. As jy Suid-Afrikaner is, het jy of gebraai of gepootjie, heel moontlik skaapvleis, nee. Ons kan dit raai, want ons doen dit met rede, ons volg die tradisies. En dan 8 dae na Opstandingssondag, kyk ons na Thomas, want Jesus het hierdie ongelooflike mooi gesprek met Thomas, 8 dae na sy opstanding. Dis hoekom ons dit tradisioneel elke jaar doen. Party kerke doen dit nie tradisioneel nie, maar jy sal sien as jy in die Christelike kerk vandag enige plek in die land, in die wêreld instap, gaan 80 tot 95% van hulle Thomas bespreek. Want 8 dae na die opstanding. Ons weet dit, so ons weet hoe om dit te vier en te herdenk. Maar daar is iets ongelooflik mooi, iets baie mooi in hierdie ding. Want, en laat my asseblief toe, toe die Bybel geskryf is, het ek net eers 'n hele ander punt sit. Toe die Bybel geskryf is, was daar nie Bybelversies nie, daar was nie hoofstukke nie, daar was nie opskrifte nie. Al daai goeders het mense na die tyd bygesit, om vir my en jou te help beter uit hierdie 66 boeke met al hierdie ellelange stukke sin te maak. So daarom sal jy sien, van die hoofstukke, Lukas, Johannes, hulle hou daarvan. Sy versies gaan tot by 100 versies, een hoofstuk. En dan is ander briewe, soos Petrus, is so kort, dat hy 4 hoofstukke het, maar elkeen is net 'n paragraaf omtrent lank, tipe goed, nee. En dit was alles hulpmiddels. Soos die ouens wat by die Bybel gesit het, maar toe het hulle nou, voordat hulle die versies gedoen het die ouens wat die Bybel oorvertel het en gememoriseer het, sekere stories onthou, en dan om te onthou die gedeelte waaroor hulle praat, het hulle hierdie hoofskrifte opgesit. Nee, ek het geweet hy gaan my, ek het van gewag. Het hulle hierdie hoofskrifte opgesit. En vir een of ander onverklaarbare rede het dit vasgehak aan ou Thomas, nee. Ons lees al daai opskrif nog voordat ek dit ewe noem, lees ons al die ongelowige Thomas. Dit is al soveel so dat ons dit as 'n gesprek gehou, as iemand jou nie wil glo en sê, ja, dis weer Thomas vandag. Vanoggend hoop ek ons kan weg van daai vooropgestelde idee bietjie beweeg. Ek twyfel regtig baie sterk dat Thomas ongelowig was, en dit lees ons iets in sy karakter. Ons weet nie veel binne Bybels van Thomas nie, ons het nie sy roeping nie. Daar's 'n paar disippels wat ons nie al 'n roeping verhaal van het nie. Ons het nie Thomas se roeping verhaal nie. Een van 2 redes vir die ouens daarop toeskryf is, die eerste een is dat Thomas was nie daar naby die Bybelvertalers en skrywers en die ouens wat die eerste evangelies geskryf het, om sy verhaal te skryf nie. Hy was al ooste toe, so ver as Indië, weet ons uit die vroeë kerkvaders se optekeninge. So Thomas het sy werk gaan doen, hy het die evangelie gaan versprei. Hy was nie daar toe die ouens, toe Lukas die inligting van almal wou kry nie. Dis een van die teorieë. Die ander teorie is dat teen die tyd wat Jesus die vissermanne en goed geroep het, was Thomas heel moontlik alreeds 'n volgeling, dat hy 'n vroeër disipel was. Of hy was dalk heel moontlik soos Filippus, net een van die disipels wat net saam gekom het. En hy's deel van die 12, ons weet dit, ons lees gereeld dat hy deel van die 12 is. Maar hy het dit nie belangrik gevoel om hoe hy deel van die 12 disipels geword het vir ons te doen nie. Jy moet nogal baie meer geloof hê as dit, as jy bereid is om op jou eie al die pad so ver as Indië van Jerusalem af Jesus se evangelie te gaan verkondig. Jy moet ook nou nogal 'n paar stewels aan hê, om as mense van kerk praat deel van die 12 te hê, nie nodig te moet hê om jou stem die hele tyd gehoor te word nie. Dit sê iets vir ons van Thomas. Die afwesigheid van stories van hom sê iets van sy getroue volgeling. Ons weet wat ons van weet is dat hy die man was wat die goed gereël het. Hy was die een wat geweet het wat kos goed.
Moet ons hoeveel brode koop vir mense te voer? Die wiskunde maak nie sin nie. Met R5, dis 5000 mense, brode gaan nie werk nie. Hoe voer ons hulle? En waar kry ons brood op 'n Sabbat 6uur, 7uur die nag? Dit gaan nie gebeur nie. Nie moontlik nie. Jammer. Nee, logiese denke, sy kop gebruik. Ons weet vir 'n feit hy laat hom nie deur wolhaar stories ophou nie. Want wanneer die ander disippels na hom toe kom en vir hom sê, ons het Jesus gesien, dan sê hy, weet Jesus is dood aan 'n kruis, dis 'n feit. Hy's in die graf, dis 'n feit. Hy's vanoggend uit die graf uit, dis 'n feit. Maar waar Jesus is 'n klomp gerugte al in die dorp. So wat vooraf gebeur aan Johannes 20 vers 24 waar ons vanoggend lees, wat Thomas met hierdie rigiedheid van homself, hierdie ek het 'n kop en kan my kop gebruik en ek gaan nie my kop verswaai vir enigiemand anders as my Here nie. In die vooraf verse kyk ons, dan sê die teks vir ons, Jesus daag op waar die disippels wegkruip op die Sondag. Nou weet ons, nê, Jesus is gekruisig, hy's begrawe. Saterdag het hulle 'n stil Sabbat gehou en weggekruip. Sondagoggend vroeg het 'n paar van die vroue skelm vroeg gegaan dat die polisie hulle moenie vang nie. Hulle het gaan kyk, die graf is leeg, hulle het teruggekom. Johannes en Petrus het resies gehou graf toe want hulle het nie die vrouens geglo nie. Nee. So geloof is die heeltyd in hierdie storie. Hulle hou resies graf toe. Ons weet Johannes wen want hy skryf dit so mooi vir ons en ek was eerste, wel, die geliefde een was eerste. En dan gaan hulle terug na die groep toe en dan hoor ons Thomas is nie daar nie. Dis al laat aand die Sondag, Thomas is nie daar nie. Hier's my raai waar Thomas is. Deur stil Sabbat het die disippels al gepraat van okay, hulle moet nou oorleef en hulle moet wegkom uit Jerusalem en hulle plan is heel moontlik om terug te gaan Galilea toe want Petrus het 'n huis daar en dit is redelik klein en hulle kan gaan visvang en party van hulle kan tente heel maak en nette maak. Jy weet daar's handwerk wat hulle kan gaan doen om te oorleef. Hulle kan voortbestaan sonder hulle Here. Dit gaan nie great wees nie, maar hulle sal ten minste veiliger wees as hulle loop. So Thomas het heel moontlik gaan reëlings tref en toe ook 'n bietjie later uitgebrei om te kan hoor wat se stories hoor hy rondom hierdie Jesus is weg. Jesus is uit die graf uit. Dis my raaiskoot. Ons weet nie geen evangelie of buite Bybelse bron sê vir ons nie, maar dis wat ek raai, want hy's nie by die disippels as die aand kom nie. Dan kom Jesus, hy wys sy hande en sy sy vir die disippels wat daar is. En dan sê hy vir hulle vrede vir julle. Hy blaas sy gees oor hulle uit. Hy sê vir hulle julle gaan wonders doen. Vertrou net in my. Ek het julle mos gesê ek gaan terugkom. Julle het nie nodig gehad om so dramatiese naweek te hê nie. Dis okay, ek lewe. Dan kom ons by Johannes 20 van vers 24. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek nie en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer bymekaar. En Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here, my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my gesien het? Gelukkig is die, wat nie gesien het nie, en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo, dat Jesus Christus, die Seun van God,
en sodat julle deur te glo in sy naam lewe kan hê. Interessant, né? Nie ewige lewe eendag nie, die lewe kan hê. Toestand hier nou. Tot so. Nou ons gaan dit uitdaag. My argument is vir Thomas, vir myself en vir jou, dat Thomas nie ongelowig is nie, maar dat Thomas genoeg geslaan is deur feite van die lewe. Daar is soveel stories gewees voor en na die kruisiging. As ons teruggaan voor die kruis, dan weet ons die Fariseërs en die Sadduseërs en van die familiehoofde het in die Sabbat, wat hulle veronderstel was om heilig te hou en te rus, skelm terug na Pilatus toe gegaan en gesê, ons het 'n probleem, hierdie ouens gaan daai lijk steel net om te sê die profesie is vervul. Want hulle ken die Bybel, hulle ken die wette, hulle ken die Torah, so hulle gaan dit laat lyk asof Jesus uit die dood uit opgestaan het. Thomas sou die ou wees wat dit weet. Hy het gesien, hy het Jesus van die kruis afgehaal. Hy het hom in die graf gelê. Hy het gekyk hoe rol hierdie rots voor hierdie ingang. Hy ken die vrees in sy eie hart en hy kan raai dat omdat hy 'n denker is en 'n doener is, probeer hy in sy hele wese sê, hier moet ons, hierdie 12 van ons en die 70 ander, die navolgers, die disippels van Jesus wat nie reeds weggehardloop het nie, moet ons nou 'n plan vorentoe maak. Jesus is dood. Feite. Dorpe gons. Oral waar hy heel moontlik geloop het deur die dag, het mense vir hom gekyk, want ons weet die disippels was uitgekyk. Mense het hulle erken. Mense het hulle uitgevra. Daai vrees van watter een van hulle gaan my gryp en ook kruisig, moes nog vars in sy gedagtes te wees. En dan kan ek nou nogal dink, iemand soos Thomas sou bekommerd gewees het oor, wat sou die vroue doen as nog van ons aan 'n kruishout hang voor die week om is? Dit is nou nie in Bybel nie, maar ek kan dit raai, want hy het 'n hart. Ons hoor dit baie duidelik. En dan na al die stories en gerugte, kom hy later nog by die huis en hulle sê vir hom, ons het die Here gesien. Hy lewe. Moenie worry nie, ons het hom gesien. Bogman, julle is moeg, julle is hysteries, trane in die oë. Ek sal dit glo as ek dit met my eie oë sien, want niks anders maak meer in my realiteit sin. En dan kom Jesus. Nie dadelik nie. Jesus laat Thomas 7 dae lank met sy gedagtes stoei. 8ste dag na die tyd kom Jesus. En hy verskyn tussen hulle. Hier's 'n interessante feit wat geen teks ooit vir jou sê nie. Ons het geen bewyse dat Thomas sy vingers in Jesus se hande gedruk het nie. Nêrens nie. Dit staan nie daar nie. Daar staan dat Jesus hom sê, "Hey Thomas, kom." Nie met 'n veroordeling nie. "Hey Thomas, hier's my hande. Hierso. Kom voel jy my sy?" Gaan nie my sy oopmaak nie. Maar Jesus doen dit sommer voor almal. Vreesloos. En dan tref die realiteit Thomas. En sy reaksie is, "My Here, my God." En ek kan my nogal imagine dat hulle omhels het en 'n oomblik geneem het. En dan daarna, na eers al die trane wat spat en die opgewondenheid, en dit was waarlik, alles was waar, en ek kan wragtig hierdie mense glo, is nie net hysterie nie. Sê Jesus die volgende, hierdie uitnodiging om te sê, nou dat jy my gesien het, nou glo jy, maar weet jy wat, die ouens wat kan glo sonder dat hulle sien, daai ouens gaan geseënd wees. Hou in gedagte, Jesus praat nie hier van die ander disippels saam met Thomas nie. Want nog voordat hulle gevra het, het hy hulle sy hande vir hulle gewys. Die eerste keer toe hulle gesien het. Hy het vir Maria eers gewys, hy is Jesus, voor sy geglo het. Haar seun staan voor haar. Jesus het eers met die Emmausgangers
op pad gepraat en moes eers duidelik hulle herinner aan wie hy is en fisies hulle oë ontsluit, so heel moontlik sy hande optel dat hulle 'n paar gate sien voordat hulle besef het maar die opgestane Here eet saam met hulle. Thomas is nie uitgesonder uit die ander nie. Hulle sou hom ook nie geglo het hy dit gesê as hy alleen gesê het nie. Hulle het nie die vroue geglo nie. Hierdie teks praat Jesus deur die ekko's van tyd met 'n uitnodiging vir my en vir jou en elke ander gelowige wat nog kom. En elke gelowige wat na Jesus se hemelvaart kom. Die van ons wat nie met ons eie oë sien, ons sien die effekte van geloof. Ons kan sien wat God in ons lewens doen. Maar ons het nie Jesus gesien nie. Wie van julle kan sê ek weet hoe Jesus lyk? Enigiemand? Ek kan nie my hand opsteek nie, maar nee. As ewen nou nuwe conspiracies van hoe hulle sê hulle het nou DNA gekry en hulle gaan nou hierdie DNA groei en toets om nou te kyk hoe Jesus gelyk het. Ons probeer baie hard, maar niemand van ons wat vandag leef het dit gesien. Maar geseënd is ons as ons glo. Al het ons nie met ons eie oë gesien nie. En dan skryf Johannes vir ons die uitnodiging van hierdie teks. Hy het nie die brief en die evangelie van Johannes van God geskryf en sy verhaal van Jesus geskryf vir enige ander rede nie. Hy kon nie alles neerskryf nie, met ander woorde, daar's baie ander stories, maar hierdie is wat Johannes aan sy ou dag kan onthou. En daarom skryf hy hierdie wonderlike evangelie met al die wondertekens, sodat ek en jy kan glo. Al sien ons nie, sodat ons kan glo. En sodat ons in Christus se naam lewe kan hê. Hoe 'n mooi uitnodiging. Dit is amper by die einde, beloof. Johannes nooi vir ons deur hierdie klein stukkie te vertel uit. Jesus nooi vir my en jou uit. Ek weet hoe lyk lewe. Ek weet hoe lyk rowwe bankstate. Ek is nie blind nie, ek lees op die nuus, ons weet wat die fiasco van hierdie Amerika-Iran ding doen aan ons rand en in alle opsigte, aan ons kos, aan ons opvoeg. Ons weet wat hierdie voortsleepende, ons mag nie sê dis 'n oorlog nie, ons moet sê dis 'n konflik tussen Rusland en Oekraïne aan die wêreld doen. Ons weet wat die Midde-Ooste se voortsleepende reg deur geskiedenis van tyd, maar wat dit nou amper lyk asof dit amper op wêreldoorlogpunt staan, konflikte veroorsaak. Ons ken die prys van die korruptheid in ons land. Ons ken die prys van die onregverdigheid, van die verval, van die stikkende paaie. 'n Hele klomp van ons sit hier en sal vir my met baie reg kan sê, Becky, jy het nie 'n idee hoe lyk dit by my werk en hoe word ek misbruik nie. Jy het nie 'n gedagte hoe rof gaan dit in die skole met die kinders saam nie. Dis moeilik om 'n onderwyser te wees. Jy het nie 'n idee hoe aaklag my onderwysers met my is uit staanspoor uit asof hulle nie liefde by die huis kry nie. Jy weet nie hoe ek geboelie word nie. Thomas kyk in 'n klomp donker realiteite vas. En dan is sy antwoord, as ek nie self sien nie, gaan ek nie glo nie. Nooit nie. Ek en jy kyk in 'n klomp donker realiteite vas. Jesus kom nooi my en jou uit na 'n geloof van lewe, omdat ons 'n boek het. En nou het ek my Bybel, sit ek nie maar deur mekaar maak tussen die skerm en die Bybel deur met die klikker nie, die kar gelos, maar ons het 'n hele Bybel. 66 boeke. Dis net in die Bybel. Ons het vroeë kerkgeskiedenis, ons het middeleeue kerkgeskiedenis, ons het Christendom gaan bietjie wonky deur die tydgeskiedenis, maar die goue lyn deur dit bly die heeltyd. Gelukkig is ek en jy wat kan glo, al sien ons nie. Want Jesus het wondertekens gedoen en hy doen dit steeds.
Daar's baie verhale as ons regtig sit en kyk en sê waar is die lewe dan? Die kar wat my amper getrap het net in die ander baan geland. Ek kan nie dit beskryf nie. Ander verhaal wat ek hoor is, ons het so gesuffer, ek nie geweet hoe kom ek by die einde van die maand nie, maar hier is ons in 'n nuwe maand, rekeninge is genadiglik net betaal en ek het brood. Nie great om te eet nie, maar ek het. Wonderwerke, wondertekens. Iemand het my gehoor en my nood net geantwoord, sonder dat hulle ooit geweet het, dit was wat ek vir die Here vra in my hart. Wondertekens. Sodat ek en jy in Christus, ons opgestaande Heer se naam, lewe kan hê. Kom op punt, ewige lewe, weet ons van die res, maar dit begin nou. In my tekort en my oorvloed is God se uitnodiging vir my en jou vanoggend. Al sien jy my nie, glo jy in my. Want as jy sê, ja Here, ek glo, gaan God jou feite in geloof kom verander. En geloof is iets wat nie in feite vasgevang kan word. En dis die uitdaging wat Jesus vir Thomas stel en ook vir my en vir jou. Feite, realiteit is net een dimensie. Geloof is in 'n hele ander speelveld. Ons kan nie eers daar kom nie. Ons kan net daar in 'n deel hê. Eendag, wanneer ons in God se volle teenwoordigheid is, het ons dalk meer van dit. Maar vir nou, gee ek jou tyd om met die Here te gesels oor jou geloof. Oor, kyk jy in die feite vas om jou, of kyk jy in die Here se genade en geloof vas? Om jou, bo jou, ver verby jou omstandighede waar jy nou is. So baie gedagtes, Here. Die ander het gesien, Thomas het nie. Here, is so baie dikwels mis ons U, Here. Want die feite van die saak, die hardheid van die lewe, die deemekaar van mense, kom verblind ons. Dit kom oorweldig ons 'n bietjie. Maar dankie Here dat U nie in haat of in oordeel na Thomas te kom nie, maar met liefde. En dankie Here dat U na my, na ons, elkeen van ons te kom in liefde. En ons uitnooi om ons wantroue in te ruil vir geloof. Om die goeders wat ons maak twyfel in te ruil vir hoop, vir liefde, vir lewe by U. Dankie Here dat U ten spyte van al die feite wat teen die disippels was en in die tyd wat ons gaan kom nog weer terugkyk na die 40 dae saam met die disippels en dan ook die vervolging en al die dinge wat na dit gebeur het en deur die eeue deur van kerk, dat U steeds U boodskap, steeds die evangelies, steeds U liefde, daai goue lyn onveranderd deur geskiedenis van tyd, vir elkeen van ons vanmôre kom deel maak. U het opgestaan, U is lewend, ons het U Heilige Gees, ons mag maar lewe. Ons mag in U hoop lewe, in U liefde lewe, en in die tekens wat ons weet net U kon bewerk, want daar is die feite wat dit kan beskryf. Dankie Here daarvoor. Dankie dat ons U naam kan loof en prys. Dankie dat ons 'n keuse het om te kan glo en geseënd is om geloof deur die Heilige Gees te kon hê. Dankie vir U genade daarin. Gee dat wanneer ons hierdie week hier uitstap en die lewe instap, dat ons geestesoë oop sal wees vir die klein oomblikke waar God vir ons fluister, hier's lewe. Hier's genade.
hier's 'n glimlag wanneer jy dit nie verwag het nie. Here, dankie ook dat U ons hande, voete, monde, gesigte gebruik om daardie liefde te gaan wees vir die wêreld om ons, vir die omstandighede om ons, dat ons die verandering is, dat ons U disippels is, soos wat ons weet dat Thomas later, so ver as Indië van Jerusalem af, U liefde gedra het, vra ons dat oral waar ons kom, ons U liefde uit sal dra. Dat U ons meer en meer sal bemagtig om dit te kan doen, te kan groei daarin, te kan getuig daarin. Ons vra dit in die almagtige, heilige naam alleen. Amen.